Ek wil vanmôre, as jy jou Bybel oop het, na Psalm 55 vanaf vers 5 tot 9 met julle praat en ek wil hierdie gedagte met julle deel, 'n lydende bidder, iemand wat ly, 'n bidder wat ly. En julle gaan verstaan hoekom ek dit sê. Dawid, ek 'n sluk water vat. Dawid was 'n bidder wat gely het. As jy in die verkeerde keelgat afgegaan. Dawid het gely. As jy gaan lees in die woord en jy gaan kyk na die psalms, is dit 'n persoon wat konstant op tye in lyding was. Maar hy het gebid. Hy het nader aan God beweeg. As jy gaan kyk na die psalms van Psalm 50 tot 59, sien jy iemand wat na God toe gegaan het. Hy het homself nie jammer gekry en hy het sy hart uitgestort voor God. Hy het bely dit wat in sy hart was. Die volk het teen hom gedraai, sy seun het teen hom gedraai. Hy was gevange geneem deur die Filistyne en in dit als kon hy voor God dood eerlik wees. Hierdie psalm sê, my hart krimp in mekaar in my. Doodsangs veroorval my, vrees en skrik oorweldig my hele liggaam bewe. Het jy al so gevoel? Het jy al hierdie diep benoudheid in jou beleef? Hy sê, ek het gedink, as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg en 'n woonplek soek. Ek sou ver weg vlieg en in die woestyn gaan bly. Ek sou haastig probeer wegkom van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. Ja, dit is 'n gebed wat ons almal al gebid het, glo ek. En hy wil woestyn toe vlieg. Woestyn is nou nie lekker dinge en dis hitte en sand. Daar is nie oasisbome en goed nie. Maar Dawid bid hierdie gebed. Jy sien hoe praat hy met die Here. Hy sê, Here, hier's my hart. Ek ly, ek is gevange geneem. Ek het hierdie dinge in my, maar dan eindig hierdie psalm en sê, maar ek vertrou op U. In dit als, in die onstuimigheid, in alles wat hy beleef, in alles wat hy deurgaan, in die lyding bid hy nog steeds, in die lyding vertrou hy nog steeds, in die lyding is sy oë nog steeds op die Here. Rou van emosie, en hy's voor God, en hy's in eerlikheid voor hom gestroop, kaal gestroop voor die Here. En baie kere wil ons nie kaal gestroop voor die Here staan nie. Nee, ons wil onsself toedek. Maar Dawid wys vir ons, jy kan voor die Here naak staan en net sê, hier is ek, Here, ek gaan deur hierdie ding, ek ly, ek is nie lekker nie, want ons voel, Here, maar U is so heilig, en U sal gaan, hoe kan ek so voor U voel, maar Dawid wys vir ons en leer vir ons, jy kan so voel vanmôre, jy kan in jou lyding net voor die Here gaan en net kniel en sê, Here, hier is ek wil nie meer nie. Wens ek kan net vlerk, imagine as vlerk kon gekry het en net weg kon gevlieg het. Jo, dit sou awesome gewees het, nê? Maar hy het hierdie rou emosie voor God gehad en baie kere van kinders van God beweeg ons eerder verder weg van hom af in ons lyding as nader na hom toe. Ek het al baie dae gekom in my lewe. Maar dan lees ek vir Dawid en dan besef ek net trots het my gekeer om by hom uit te kom. Trots het my gekeer om rarig voor te sê, Here, hier is hierdie ding, dit sak. Ek sê dit is plain Engels, dit sak om hier te wees, Here. Ek hou nie van dit nie. En ek wil jou bemoedig, doen dit. Wees eerlik voor die Here, gaan deur jou lyding, want ons kyk in Psalm 56, vers 2 tot 5, dan kom bid hy weer 'n soortgelyke gebed. Hy sê, wees my genadig, o God, want daar is mense wat my jaag, vyande wat my vervolg van die môre tot die aand. Vroeg en laat jaag my teestanders my, en ek het baie vyande, o Allerhoogste. Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. In God wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan 'n blote mens aan my doen? En hy is gevange geneem deur die Filistyne terwyl hy hierdie skryf.
Terwyl hy hierdie gedagtes het, en baie kere is ons gedagte nie dit nie, is nie om op die Here te vertrou nie, is om in vrees oor te gee, en oorweldig te kan word deur ons emosies, terwyl Dawid vir ons wys, 'n man na God se hart, om te sê, weet wat, wees my genadig, Here, op U vertrou ek sal nie bang wees nie, is asof hy, terwyl hy bid voor die Here, terwyl hy voor God kom, kry hy hierdie krag, deur sy gees wat sê, weet jy wat, ek sal nie bang wees nie, ek sal nie bekommer nie, my vertroue lê net op God, wat sal 'n blote mens aan my doen? En baie van ons vat dit wat eintlik in God behoort en gee die krag aan mense, terwyl God wil hê, jy moet dit aan hom al lankal gegee het, jou lyding, jou pyn, jou seer, jou teleurstelling, sê Here, hier is dit, ek gee vir U die krag, maar ons laat toe, dat mense nog krag oor ons het, en dan ly ons, en ons lek ons wonde, en ons wonder hoekom ons nie genesing kry nie, ons wonder hoekom ons nie herstel nie, ons wonder hoekom ons nie kan verder aangaan nie, maar jy is nog steeds vasgevang in jou lyding. En Dawid sê hierdie volgende woorde, en hy sê weer omtrent dieselfde in vers 9 tot 12, hy sê, my ellende het nie ongemerk by U verbygegaan nie. U het op my trane gelet, in U boek staan hulle opgeteken. Die dag wanneer ek na U roep om hulp, val my vyande terug. Dit weet ek, God is aan my kant, in God wie sy woord ek prys, en die Here wie sy woord ek prys, in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie, wat kan 'n mens aan my doen? En as jy gaan kyk na die Hebreëus van opgeteken, safar, sê dit, to score with marks as a tally or record, to inscribe and also to enumerate, intensively to recount, celebrate, commune, account, declare, number, penknife, reckon, scribe, shew forth, speak. God hou boek van jou lyding. Hy's nie onbekend met jou pyn vanmôre nie. Hy's nie onbekend in hierdie seisoen waar jy jouself vind nie. Hy's nie onbekend waar jy was en waar jy tans is nie. Hy weet waar jy gaan en hy is daar vir jou. Dawid besef dit. Dawid weet, Here, in my lyding sal ek nog steeds U aanbid. In my lyding sal ek nog steeds tot U bid. In my lyding sal ek sê U is goed en U is groot, want U verkoop my siel. U versterk my. U is met my. U is by my. Wie is U dat U aan my dink as 'n mens? En nog steeds gee ons die mag aan mense. Nog steeds gee ons die mag aan ons vyande. Dawid wou wegvlieg, verseker. Hy wou uit sy omstandighede uitbeweeg. Ek verstaan dit 100%. Ek het al baie keer so gevoel soos Dawid. Ek dink jy het ook al baie keer soos Dawid gevoel, maar hy het gekies om te sê ek vertrou op God. Wat doen jy vanmôre? Wat kies jy vanmôre? Wie kies jy om vanmôre te vertrou in jou lyding? Want hy gaan vir jou krag gee. Hy gaan vir jou voorspoed gee. Al kan jy dit nie sien nie, al kan jy dit nie beleef vanmôre nie, al is daar soveel tekens wat vir jou sê, hy is nie daar nie, is hy nog steeds daar. En jy moet dit kan sê, Here, ek weet nie, maar my oë is op U gerig. Wat bid jy vanmôre? Want niemand van ons is gevrywaar van lyding nie. Ons moet daai kruis van lyding dra. Hy het die kruis gedra vir my en jou lyding. En ons gaan dit ook moet dra op tye. Elke dag en in elke oomblik gaan ons hierdie pyn moet beweeg, want Jesus het die prys betaal. Deur sy krag kan ons dit doen. Want hy het deur die ergste van ergste gegaan. Hy was self daar gewees as 'n mens op aarde. En die belangrikste ding is wat ek opgeleer het met Jesus is, hy wou nie op sy eie gelei het nie. Baie kere wil ons op ons eie lei as kinders van God. Maar Jesus is in die tuin van Getsemane en hy vra vir sy disippels, bid saam met my. Ek is angsbevang, ek het hierdie ding wat ek deurgaan. Ek moet die beker drink. Ek sal julle net saam met my bid. Sal net saam met my intree. Sal julle net daar wees in hierdie oomblik van my nood, van my lyding. Sal julle net by my wees en hulle raak aan die slaap want hulle is moeg. En dit is 'n les daaruit om te leer dat ons nie moeg en aan die slaap sal raak want ons mens ons nodig het nie. As kerk het ons 'n verantwoordelikheid om uit te reik na mekaar en nie net te wag dat die moeilikheid, dat die pop of die fan eers straik en dan is dit te laat nie. Ons moet in die oomblik van lyding daar kan wees en sê, weet jy wat, ek bid vir jou.
ek is daar vir jou. Ja, daar gaan tye kom wanneer dit net God is, maar ek glo ons as kerk het 'n verantwoordelikheid om daar vir mekaar te wees. Ek weet op baie kere in my lewe, as ek nie mense gehad het nie, het ek nie geweet hoe ek deur 'n sekere situasie sou beweeg. Het ek nie geweet waar ek sou gewees het as dit nie vir God was en vir sy kinders was wat my deur 'n situasie gebid het nie, wat my deur my lyding gebid het nie, wat deur my pyn gebid het nie, want dit versterk vir my en jou as gelowige. Wanneer iemand vir jou bid, ek weet nie van jou nie, maar vir my doen dit, as sy kind, om te weet jy wat, as iemand wat op hierdie oomblik vir my bid, as iemand wat vir my, voor God, intree en sê, Jesus, dink aan hierdie persoon, hulle ly, baie kere uit ons eie lyding uit, wil ons nie vir ander bid nie, maar ek het agtergekom, dat wanneer ons vir mekaar begin bid, werk God in my lyding ook, dan genees hy vir my ook. Dan is dit nie net sommer net nog 'n situasie nie, maar hy is daar in daai oomblik, so tasbaar. Regtig word so tasbaar en ek vra vir jou as gemeente vanmôre dat jy nie sal mis as jy sien iemand is in lyding, as jy sien iemand is in pyn, as jy hoor, bid vir hulle, stuur vir hulle boodskap, reik uit as sy kerk, want sy kerk is daar om wonde te genees, om die pleister op te sit. En dan kry jy die persoon wat lief is vir lyding. Ek verstaan dit glad nie. Ken jy daai persoon en sê, kry my net jammer, hulle lak hulle wonde en hulle lak en hulle kan nie. En ek wil vir jou vanmôre sê, jy kan ook nie daar bly nie. Jy het dalk 'n pad van lyding gestap, maar jy kan ook nie daar bly nie. God wil jy nie daar hê nie. Want onthou, as God jou daar sien, gaan hy jou wil uit dit uitvat, deur dit wil vat, deur dit wil laat beweeg. Dawid het nie daar gestaan nie. Dawid het nie gebly waar hy was nie. Dawid het aanbeweeg. Dawid het gekies om die Here te loof en prys. Dawid het gebid. Ja, hy was deur pyn, hy is deur seer, hy is deur lyding, maar hy het gekies om te sê, weet jy wat, ek gaan vorentoe beweeg. Ek gaan in God vertrou dat hy my vyande sal verslaan en hy sal hulle oorweldig en hy sal vir my die krag gee om hierdie te kan doen. En ek en jy kan nie ons wonde sit en lek en seer kry, want anders kan God jou nie gebruik nie. God kan nie jou gebruik, hy kan jou gebrokenheid gebruik, definitief, om ander te help, maar as jy by 'n plek heel dit gaan wees en in 'n bal gaan sit en sê, ag, julle, kan julle net vir my bid asseblief? As die week dieselfde gebed, ag julle, net, dan dink jy, ag jene, hoeveel keer gaan ons nog vir jou bid? Nee, mens voel so, nee, ek is eerlik met julle gemeente, ek het al baie kere so gevoel, dis menslik, want iewerste moet daai persoon God toelaat om iets in hulle te doen, nee, iewers moet ek en jy 'n besluit neem en sê, Here, nou moet u iets doen. Ek kan nie meer jammer wees nie. Ek kan nie. God wil my gebruik. God wil jou gebruik. En as ons in 'n hoekie sit en ons wonde gaan lek en ons gaan jammer kry, dan gaan God dit nie kan doen wat hy in my en deur jou wil doen nie. Dis 'n paradigma skuif, dis 'n denkwyse soos Romeine 12 vers 1 tot 2 vir ons sê, ons moet vernuwe word in ons gedagtes en nie gelykvormig word tot die patroon van hierdie wêreld. Die God moet 'n verandering in ons bring. En dit kan net alleenlik gebeur as jy die keuse maak om dit te doen. Ek kan nie vir jou vanmôre 'n besluit neem, jou vrou, jou man, jou kinders kan nie. Jy gaan daai besluit moet neem. Jy sê, Here, ek weet ek ly, maar ek vertrou op U. Here, ek gaan deur hierdie ding, maar ek weet U is met my. En mag jy sê in jou lyding, in jou pyn, in dit waardeur jy gaan, in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Mag jy daai gebed bid vanmôre, kerk. Mag jy vertroue hê in die Here. Al ly jy en sê, Here, ek sal nog steeds U loof en prys. Jensen Franklin sê hierdie volgende ding. Hy sê, use your past as a launching pad and not a lawn chair. Moet nie jou kampstoel gaan opstaan en gaan sit nie. You've got more ahead of you than behind you. En baie kere gebruik ons lyding as 'n kampstoel. En ons sit en ons wag vir beter dae. Maar ons moet ons lyding laat God dit gebruik as 'n launching pad om ons te skiet na wat dit voor is. Want weet jy wat, ons 'n wêreld wat ook ly. Ons 'n wêreld wat wag vir hoop en jou lyding kan hoop bring.
Jou seer kan hoop vir iemand anders bring. Dit maak nie sin vanmôre nie. Ek weet mense brein begryp dit nie altyd nie, maar my en jou Jesus se lyding, kyk waar dit my en jou gebring het vanmôre. Sy lyding het vir ons hier gebring. Die kruis, ek het nou nie, hier is nie 'n kruis vanmôre, maar die kruis het my en jou hier gebring en hy sal ons verder vat. Wie is nie te sê dat God jou lyding kan gebruik om ander mense te vat waar God wil hê hulle moet wees en jou te gebruik waar hy wil hê jy moet wees. En mag ons as sy kinders, mag ons as 'n geloofsgemeenskap, as 'n gemeenskap van gelowiges by 'n plek kom om te sê, Here, geen om wat mense van my dink of vir my gesê nie, ek sal vorentoe kom as ek gebed nodig het. Een van die dinge wat ek al baie mee gesukkel het, is om hier voor te staan wanneer daar gebedsversoek, 'n uitnodiging gegee was. Ek het trots gehad in my, want ek wil mos nou nie hê, julle moet nou weet, ek gaan deur moeilike goeders nie. Wat gaan julle van my dink? Nonsens. God wil dit gebruik, wat die vyand my teen wou verslaan het, vir die goedheid van sy koninkryk. En hy kan dit alleenlik doen, deur die keuse wat jy en ek vanmôre gaan maak. Hierdie tafel verteenwoordig 'n keuse wat Jesus gemaak het. Hy sê, Here, Vader, laat hierdie lydingsbeker verby my gaan. Ek wil nie hierdie lydingsbeker drink nie. Ek wil nie deur hierdie gaan nie. Maar nog steeds nie my wil nie, maar u wil. Hy het gelei, maar die keuse gemaak, en sê, ek gaan nog steeds deur dit gaan. I'm going to push through it. My jeugpastoor het altyd gesê, if you're going through hell, push through it. Soms gaan jy nie uit die situasie uitgepluk word, maar jy gaan gelouter word deur dit. Deur jou lyding word jy gelouter vir God se koninkryk. En in die oomblik dink jy, Jesus pastoor, jy het nie idee waardeur ek gaan nie. Hoe kan jy dit sê? Ek het nie idee waar jy deur gaan nie, maar hierdie tafel verteenwoordig die een wat wel weet. Die een wat jou sorge en jou pyn voorgesterf het. En terwyl die oë so gesluit is, wil ek 'n gebed vir jou doen vanmôre, voor ons aan die nagmaaltafel gaan sit, voor ons verder gaan aangaan. Jy het dinge in jou lewe as kind van God. Jy het lyding en God wil dit gebruik, maar God wil jou help en jy moet vandag oorgee. Jy kan nie meer langer nie, dit verteer jou, dit vreet jou op dalk, dit breek jou. Maar God kan dit gebruik. As jy hom sal toelaat. Dis die groot ding, as jy hom sal toelaat, want ek wil vir jou sê, there's beauty from ashes vanmôre. Tears may come in the night, but joy comes in the morning. En as jy in hierdie gebed deel wil wees, as jy wil sê, bid saam met my, wil ek vir jou vra, ek wil so ver gaan as jy staan op vanmôre, en sê, Here, ek het genoeg gehad, ek wil hierdie na u toe bring, ek wil rou en kaal voor u staan, in my pyn en my seer, en ek wil vir u oorgee, en sê, Here, u kan hierdie gebruik, ek wil nie meer toelaat dat die vyand my aftrek, ek wil nie meer toelaat dat die vyand my neertrek, as gevolg van die ding wat ek deurgaan nie, want ek vertrou op u. En as jy deel van hierdie gebed wil wees, gaan ek vir jou vra, hierdie vrymoedigheid, en ons gaan saam met jou bid, ek gaan saam jou gebed doen vanmôre. In hierdie oomblik. Dankie. Ek wil vra dat as daar mense sal staan saam met die mense vanmôre, man by man en vrou by vrou, as jy kan asseblief haar naby aan jou, want hierdie is kerk. Hierdie is God wat sy koninkryk op aarde wil wys, vir die wêreld wys, ons sal nie lê nie. We will stand up again. I shall stand up again. Here, dankie Here Jesus, dat ons in ons lyding
U aangesig kan soek vanmôre. Dankie dat ek my hande kan uitstrek oor elke persoon hier vanmôre en kan weet, U sien hulle lyding raak vanmôre. Maar Here, dankie tog vir die kruis van Golgotha. Dankie tog vir die bloed wat vir hulle gevloei het om gesê, ek ken jou pyn my kind, ek weet waar jy gaan, ek weet hoe jy voel, maar hou vas, hou moed, ek is met jou, ek sal jou krag gee, ek sal vir jou wys wat ek met hierdie pyn kan doen, ek sal vir jou wys wat jy kan doen met deur my bloed vir mense se hoop kan gee en sê, God is goed en hy is groot, want hy het my deur hierdie gedra, hy het my deur hierdie gevat en hy sal met my wees tot die volëinding van hierdie wêreld. Hy sal my nie verlaat nie, hy sal my nie begewe nie, hy sal met my wees. En ek kom loof hier vanmôre, ek kom prys hier vanmôre vir die mense wat opgestaan het, vir elke persoon hier vanmôre wat sê, Here, ek het genoeg gelê, ek het genoeg 'n smart vraat gewees, ek het genoeg gehad, Here, ek wil opstaan en ek wil U aanbid, ek wil opstaan en deur die leiding werk, ek wil opstaan en vir U die eer, die lof, die prys en aanbidding gee, want U is goed, U is groot, U is koning en U is Heer en ek sal U loof, want hy is almagtig. Dankie Here. Dankie dat ons sal opstaan en nie sal sittend bly nie, Here. Maar dis deur U krag alleenlik, o koning en Jesus. Ek loof U daarvoor. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Dankie Here vir die tafel wat ons vanmôre aan kan sit, Here. U tafel, nie die kerk nie, ag jy's goeie, nie is gemeentefel nie, maar U tafel alleenlik, Here Jesus. Dankie dat ons in die tafel kan sit en kan herinner word. Hy het vir my gelei. Ek loof U daarvoor, Here Jesus. Dankie Here. Amen. En amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.